Goeiemôre gemeente. Hartlik welkom hier by ons vanoggend by vanoggend se erediens. Ons is so bly dat jy by ons ingeskakel of by ons aangesluit het en die mense wat later by ons gaan inskakel, mag dit vanoggend tot groot seën wees op pad na die kruis. Ons lydingstyd se tema, oorhoofse tema op pad na die kruis waar ons verskillende karakters ontmoet. Mag dit vir u tot groot seën wees. Ons het eintlik maar net een groot afkondiging en dit is ons bazaar. So 2 naweke, oor 2 Sondae van nou af is die bazaar verby. Hoe crazy is dit nie? Die van u wat dalk nog wil betrokke raak op een of ander manier, nou is die tyd. Ons moet nou ons handrem laat sak en nou moet ons die sprint aanpak. Ons is so dankbaar vir almal wat gehelp het tot dusver finansiëel. Ons het al 'n hele paar rand ingekry, maar ons wil daarop vir u nog steeds aanmoedig om aan te hou bydra. Indien iemand nog nie by omgekom het nie, is u meer as welkom om ook u bydra gemeente toe te bring. En daar sal ons ook net kyk of ons hier op die stelsel het en waar by wat se wytjie inval, dat iemand dan nie daarna by u opdaag nie. Daar is nog so 'n hele paar rand wat ons wil inkry en ons Rona het my net herinner dat hierdie insameling, dit help nou met die aankope van die verskillende bestanddele en die verskillende stalletjies, dit maak daardie stalletjies moontlik. Ons moet 'n hele paar goeders dan nou aankoop indien ons dit wil verkoop. So ons moedig julle aan asseblief gemeente, ons het nog eintlik maar 1 week en dan begin ons met die praktiese afronding vir die bazaar. Ons wil ook vir u as verteenwoordigers van die gemeente uitdaag om u kringetjie uit te nooi. Daar waar u is, daar waar u mense ken, ons ken nie noodwendig daardie mense nie, dat hulle iets van Onrus gemeente deur die bazaar kan kom beleef. So maak ons daai web verder, of ons netwerk span ons dan wyd. Ons wil u aanmoedig, u WhatsApp groepies, u vriendekring, nooi hulle uit om Onrus Rivier gemeente te kom beleef. Ons vra dan ook vir voorbring, ons het 'n groot jeugkamp aan die einde van Maart, #Imagine, jy sal onthou ons het verlede jaar ook gegaan, dis daar by Bredasdorp, dis 'n hele paar gemeentes, interdenominasioneel wat bymekaar kom en die Here se naam groot maak. Die tema hierdie jaar is geroep en gestuur, baie missionaal, baie uitreik georiënteerd, so ons vra asseblief vir u voorbinding daarvoor. En dan gemeente, oor 'n maand se tyd is dit ook Paasfees en voor dit het ons die stasies van die kruis. Nou, ons is al hard daarmee aan die gang en hard besig, maar indien u graag op een of ander manier daarby betrokke wil word, ons het 'n baie visuele en 'n baie tasbare manier wat ons die verskillende stasies van die kruis uitbeeld, sodat ons meer as net een sintuig kan gebruik om dit te beleef, die pad wat Jesus gestap het. Eintlik dan maar ook weer hierdie verskillende karakters of mense te ontmoet wat ons met hierdie reistog op pad na die kruis mee te doen gehad het. Ek steek vir ons vanoggend die kers aan met die fokus op ons tema vir vanoggend, 'n onverwagse roeping. Waarom gemeente, genade, vrede en liefde van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons het geleentheid om vanoggend die Here te dien met ons dankoffers en terwyl ons dit doen, kan die rooi treinmaatjies na vore kom en hier voor by my kom sit. Baie dankie.
Baie dankie aan al ons eredienswerkers wat ons gehelp het met die dankoffers. Môre maatjies. Is julle wakker? Ek het vir julle 'n vraagie. Wie van julle het groot tasse wat julle skool toe dra? Is dit swaar? Sê gou vir my, hoekom is julle tasse swaar? Wil jy sê? Ons het baie boeke. Baie boeke. Het jy 'n swaar tas? En partykeer is dit swaar. Partykeer is dit swaar. En het julle nie miskien baie kossies in julle kosblik vir pouse wat dit swaar maak nie? En julle koeldrankbottels? OK, ek wil gou vir 'n maatjie vra wat baie sterk is om hierdie tas te kom dra. OK, kom sit dit gou vir my op jou rug. En op die ander rug, hoe voel dit? Voel dit lig? OK, dan is jy 'n bietjie te sterk. 'n Maatjie wat nie so sterk is soos sy nie. Daar jy is ook sterk. Oh, swaar. Dis slegter as my tas dink ek. Jo, julle reëneer my kindermoment hierso. Is dit ligter as jou tas? OK. Kom gou hierso. Leo, kom jy gou hierso seentjie? Kom jy gou hierso kom dra? OK. Kom dra gou daai maatjie. Wil jy gou kom probeer, Andrei? Wil jy dit op jou rug sit? Dis meer wat ek in gedagte gehad het. OK, Andreitjie, kom help jy gou hierso. Andrei, kom help jy en Leo saam. Kom help gou hierso, dan wil jy nie help nie. OK. Wie wil gou vir Andrei kom help as dit vir Andrei so swaar is? Kom help jy gou hierso. Vat daar aan daai kant, Andreitjie. Vat jy aan hierdie kant? Vat net aan daai kant en dan vat jy aan daai kant en dan help jy vir Andrei. Dra. OK, dra dit hierdie kant toe. Bring dit na my toe. Dankie. Julle is 'n bietjie sterker as wat ek verwag het. Ons sien partykeer dat ons maatjies sukkel. Miskien is dit nie so dat dit 'n tassie is nie, maar met miskien ietsie anderste by die skool. Miskien is dit met maatjies, miskien is dit met sekere werk, miskien is dit dat hulle hartjies net nie lekker voel nie en hulle sukkel soos wat julle nou eintlik ook moes sukkel met hierdie sak. Hierdie tas. Maar wat dan gebeur is baie keer as daar 'n maatjie kom help, soos wat hierdie maatjie nou vir klein Andreitjie gehelp het, dan raak dit makliker. As ons 'n maatjie help, partykeer het ons nie dit gedink ons gaan 'n maatjie help in die oggend nie, dit gebeur sommer net. Partykeer gaan dit ook help of partykeer gaan dit van ons verwag dat ons dit wat ons wil doen 'n bietjie moet stop sodat ons daai maatjie kan help. En dan maak dit daai maatjie se dagie makliker. Nou ons leer ietsie daarvan in die Bybel. Wie van julle weet wat dit is? Jesus se kruis. Ja. En die storie wat ons vandag met die groot mense gaan deurpraat is dat Jesus ook swaar gekry het toe hy sy kruis moes dra. Baie moeilik gewees. En Jesus was moeg en hy was seer en dit was vir hom nie meer moontlik om dit te dra nie. Dit het vir hom te swaar geraak en te moeilik geraak. En toe moes daar 'n maatjie kom om vir Jesus te help. Daai oom se naam was Simon. Ja, Simon. En hy moes vir Jesus help deur Jesus se kruis vir hom vir 'n kort tydjie te help. Nou, liewe Jesus verwag van ons om soos toe Simon vir hom gehelp het, dat ons ook maatjies moet help. En hoe doen ons dit? Dit is deur om by 'n seentjie of 'n dogtertjie te gaan sit wanneer jy kossies eet wat nie baie maatjies het nie. Om miskien vir hulle te glimlag of miskien 'n bietjie met hulle te praat. Om jou boetie en sussie by te staan wanneer hulle hartseer is. En om mooi te praat en mooi te luister
na die volwassenes wanneer hulle met jou praat, nê? En nie altyd 'n backchat nie, nê Leo? Ek grap sommer. Julle mag ons vir ons maatjies help soos wat oom Simon vir liewe Jesus gehelp het toe hy sy kruis gedra het. Dit gaan nie altyd maklik wees nie, dit gaan nie altyd noodwendig lekker wees nie, maar dit kan ons maatjies se lewens baie beter maak. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U vir ons gewys het hoe dit is om maatjies te help. Ons dankie ook vanoggend vir Simon en waar hy hierdie onverwagse roeping gekry het om U te help met U kruis. Help ons om reg te wees wanneer iets onverwags ook oor ons pad kom en ons moet help. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie maatjies, julle kan na julle klasse toe gaan. Gemeente, kom ons staan vir 2 liedere waarna ons sitplek gaan inneem vir 'n verdere 2 liedere. Kom ons staan.
Kom ons bid saam. Here, dit is ons gebed, ons belydenis vanoggend. Ons aanbid U. Ons roep uit, heilig is U naam. En daarmee stel ons onsself ook beskikbaar, ontvanklik, dat U ons opnuut sal kom vul met die Gees. Dat die vrede ons sal kom vul, dat U vir ons sal laat help verstaan waar ons ware identiteit lê. Dat ons weer sal besef die pad wat U gestap het na die kruis toe. Maar Here, dan ook dat die kruis nie die laaste sê gehad het nie. Ons vra dat U die woord sal oopbreek in ons harte in Jesus naam. Amen. Ons is al nou 'n hele paar weke besig met hierdie reeks op pad na die kruis. Ons het tot dusver nie net verhale gelees nie, maar ons het ook mense ontmoet. Ons het langsaan karakters gaan staan wat elkeen op hulle eie unieke manier die geheim van die menslike hart aan ons kom wys het. Hierdie reeks is nie net bloot 'n reis deur die laaste paar hoofstukke van die evangelies nie. Dit is ook 'n reis deur onsself. Ons het begin by Judas. Die man wat naby genoeg was om Jesus se stem te hoor, sy wonderwerke te sien, saam met hom brood te breek, maar tog steeds stadig wegbeweeg het. Ons het gekyk hoe verraad nie net oornag gebeur nie, maar hoe dit in die donker hoekie van 'n man se hart gegroei het. En waar ander loyaliteite later aan harder begin skree het as sy loyaliteit aan Jesus. Ons het gevra, is daar nie dalk 'n stukkie Judas in my nie? 'n stukkie wat begin wegdwaal, wat begin wegbeweeg van Jesus af nie. Toe het ons voor Pilatus gestaan, 'n man met mag, 'n man wat geweet het wat reg is, 'n man wat 3 keer gesê het, ek vind nie skuld in hierdie man nie. Hy is onskuldig. En tog was dit nie genoeg nie. Hy het sy hande gewas, maar nie sy gewete nie. Ons het daar gesien hoe vrees vir mense, politieke druk en selfbehoud 'n mens kan laat knak. 'n Mens kan laat ingee onder die druk. En ons het gevra, is daar nie dalk 'n stukkie Pilatus in ons nie? 'n stukkie wat weet wat reg is, maar nie bereid is om die prys te betaal nie. En verlede week was Barabbas die gevangene wat se verhaal ons monde laat oophang het. Die skuldige, die rebel, die man wat verdien het om aan daardie kruis te hang. Ons het gesien hoe die skare kies, hoe die ruil plaasvind, hoe die onskuldige die plek van die skuldige inneem. Barabbas loop vry. Jesus loop na Golgotha. En ons het besef, ons is nader aan Barabbas as wat ons graag wil erken. Vrygelaat. Nie omdat ons onskuldig is nie, maar omdat hy ons plek ingeneem het. En nou, vandag, kom ons by 'n man wat nie gevra het om deel van hierdie storie te wees nie.
'n man wat nie verraad gepleeg het soos Judas nie. 'n man wat nie mag misbruik het soos Pilatus nie. 'n man wat nie skuld gedra het soos Barabbas nie. Nee, ons ontmoet 'n man wat maar net besig was om verby te loop. Simon van Sirene. Ons lees Markus 15 vanaf vers 16 tot 24. Ons lees vanoggend uit die 2020 vertaling vanaf vers 16. Die soldate het hom weggelei, die paleis, naamlik die Praetorium binne, en die hele kohort soldate byeengeroep. Toe trek hulle vir hom 'n purperrooi mantel aan en sit vir hom 'n doringkroon op wat gevleg het, wat hulle gevleg het, en begin hom spottend groet. Gegroet, koning van die Jode. Hulle het hom herhaaldelik met 'n riet oor die kop geslaan, op hom gespoeg en knielend aan hom eer bewys. En nadat hulle hom bespot het, het hulle die purperrooi mantel afgehaal en sy boklere vir hom aangetrek. Hulle lei hom toe weg om hom te kruisig. En dan hierdie ons kernteks vir vanoggend. Hulle het 'n verbyganger, 'n sekere Simon van Sirene, wat van die platteland gekom het, die vader van Alexander en Rufus, gedwim om sy kruis te dra. Hulle bring Jesus toe na die plek Golgotha, wat, as dit vertaal word, kopbeenplek beteken. Hulle wou hom wyn gemeng met mirre gee, maar hy het dit nie geneem nie. Toe kruisig hulle hom en verdeel sy boklere deur daaroor te loot oor wie wat sou neem. Ons lees nie tot sover. Geliefdes, daardie oggend het begin soos enige ander pelgrimsoggend. Jerusalem was oorvol. Dis Paasfees. Die stad was gespanne, maar tog ook feestelik. Lammers word ingebring, gebede word gebid, families stroom deur die strate. Simon het ook gekom. Hy het gekom van Sirene, 'n welvarende Noord-Afrika gemeenskap wat grootliks Joods was. Hy was heel waarskynlik deel van die diaspora. Jood wat ver van Jerusalem bly, maar wat getrou aan al die feeste van Israel deelgeneem het. So hy moes hierdie reis beplan het. Hy het heel moontlik ook sy familie saamgebring. Hy het die gevaar van die see oorgesteek en die pad deur die woestyn aangedurf. Alhoewel ons dit nie pertinent lees nie, maak dit net vir ons sin dat hy daar was vir die fees. Hy was nie daar vir Jesus nie. Volgens man van Sirene deur F.A. Venter word Simon uitgebeeld as 'n eenvoudige, sterk man. 'n Man wat nie betrokke was by godsdienstige of politieke spanning rondom Jesus nie. Hy was maar net daar besig om sy eie ding te doen. Hy was glad nie deel van die disippels nie. Hy was ook nie deel van die fariseërs of die skrifgedeeltes nie, en hy was verseker ook nie deel van die Romeinse administrasie nie. Hy was 'n buitestander. Hy was 'n ouetjie wat maar net gekom het om sy geloof uit te leef. En tog, daar word hy ingetrek tot langs aan die man wat die middelpunt van God se verlossingsplan is. Die evangelies vertel dit so tussen hakies. Hulle het 'n man uit Sirene, Simon, wat van die platteland afgekom het, verplig
om die kruis te dra. Nou julle, platteland is nie soos wat ons platteland vandag verstaan nie. Dit was maar wat ons vandag sal noem veld. Hy was eers daar toe dit alles begin het nie. Deur die teks te lees kan ons aflei dat hy heel moontlik nie die verhoor gesien het nie. Hy het nie die skare se geskree gehoor nie. Hy kom net in. En voordat hy nog kon uitwerk waar hy moes gaan of wat hy moes doen of wat aangaan, gryp 'n Romeinse hand hom. 'n Bevel word geskree. Hout word op sy skouers gelaai. En hier gemeente, hier sien ons hoe die lyn van ons reeks op pad na die kruis verder beweeg. By Judas het ons gesien hoe 'n mens wegbeweeg van Jesus af. By Pilatus het ons gesien hoe mens langs aan Jesus staan, maar nie vir hom nie. En by Barabbas het ons gesien hoe 'n mens deur Jesus vervang word. By Simon sien ons ietsie nuuts. 'n Mens word in Jesus se skadu gestel. 'n Mens ontvang Jesus se kruis. Let op die volgorde, want julle, dit is alles. Net voor Simon op die toneel verskyn, hoor ons van Barabbas. Die skuldige word vrygelaat. Die onskuldige neem sy plek. Dit is die groot ruil. Dit is die hart van die evangelie. Christus dra wat ons moes dra. En as hy my sal toelaat, wil ek net vir 'n paar sekondes hier die handrem optrek. Net voordat ons aangaan deur hierdie man van Sirene onder die vergrootglas te plaas, wil ek graag vir u nooi om 'n oomblik saam met my 'n bietjie stadiger te stap. Vir 'n oomblik 'n bietjie langer saam met my te kyk. Ons moet as dit ware vir 'n oomblik self die pad betree. Die Via Dolorosa. Die Romeinse kruisiging was nie net 'n manier om iemand dood te maak nie. Dit was saamgestel, uitgewerk om iemand stelselmatig af te breek. Hy is geslaan, bespot en met 'n doringkroon gekroon. Sy rug is oopgeskeur deur die Romeinse gesel. 'n Sweep met leerstroke waarin stukke been en metaal ingeweef was. Wanneer daardie sweep slaan, skeer dit vleis oop. Dit is nie oppervlakkige wonde nie. Dit is wonde wat spiere ontbloot, wat bloed laat stroom, wat 'n liggaam in skok kan laat gaan. En dan, na die geeseling, moes die veroordeelde self die dwarsbalk van sy kruis dra na die plek van teregstelling. Nou, volgens die geskiedenis en die kommentare en wat ons lees in allerlei dokumentasie rondom Romeinse teregstelling, lees ons dat dit nie die hele kruis was nie. Dit was die dwarsbalk. En dit het later aan die staande paal geheg geword. Maar hierdie balk het 'n hele paar kilogram geweeg. Sommige slimmes sê dat dit selfs soveel soos 'n mens geweeg het. En dit word op rou, oop wonde geplaas. Stel jouself dit voor. Die hout, vuil,
splinteragtige hout druk neer op oop senuwee. Verder brand die sweet ook nog hierdie oop wonde. En die son klim hoër. Die stad kyk. En die skare skree al harder. En Jesus stap. Die evangelies vertel dit eintlik op 'n baie konservatiewe manier, amper so half terughoudend. Maar tussen die lyne hoor ons die uitputting. Hy het heel moontlik nie die nag voor die tyd geslaap nie. Hy het bloed verloor. Is heel moontlik ontwater gewees. En sy liggaam is reeds op die rand van 'n ineenstorting. En eers op daardie pad gebeur dit. Hy val. Die teks sê nie eksplisiet hy het geval nie, maar die feit dat Simon gegryp is, vertel vir ons so baie. Onthou, Romeinse soldate sou nie sommer iemand gehelp het nie. Hulle wou hê dat die veroordeelde die skande moes dra. Dat Simon gedwing word om die kruis verder te dra, wys vir ons dat Jesus fisies nie meer kon nie. En dis hier gemeente waar ons baie mooi moet kyk. Die seun van God, deur wie alles gemaak is, lê onder 'n stuk hout in die stofstrate van Jerusalem. Hy is uitgeput. Hy is gebreek. Hy is op. Maar tog gee hy nie op nie. En onmiddellik daarna word Simon gedwing om die kruis van Jesus te dra. Eers plaasvervanging, dan navolgeling. As ons hierdie volgorde omkeer, dan verloor ons alles. As Simon eerste gekom het, sou ons kon dink dat kruisdra 'n manier is waarmee ons onsself kan red. Waarmee ons onsself kan verlos of regmaak in die oë van die Here. Maar Markus plaas hom doelbewus na Barabbas. Na die ruil kom die roeping. Ons dra nie om gered te word nie. Ons dra omdat ons gered is. En hier lê die verskil tussen die evangelie en wettisisme. Volgende enetjie. Die teks sê Simon was verplig. Hy kies nie hierdie oomblik nie. Romeinse soldate het die reg gehad om iemand te gryp vir so iets. Hierdie begin was nie romanties nie. Dit was vernederend. Dit was onregverdig, sal baie mense sê, en dit was heeltemal onverwags. Maar dit is Lukas wat in sy weergawe van wat hier gebeur het, ons baie help om dit te verstaan. Hy skryf hier baie goed, hulle het die kruis op hom gelê om dit agter Jesus aan te dra. Ek het 'n lank gesoek vir 'n prentjie wat dit vir ons kom illustreer. Maar as ons Lukas se weergawe letterlik lees, was Simon agter Jesus. Julle, dis disippelskaptaal. Jesus het vroeër gesê, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon en sy kruis optel.
Nou kry daardie woorde 'n gesig. Simon word letterlik wat elke disipel figuurlik geroep is om te doen. En in Venter se skrywe word hierdie oomblik beskryf as 'n innerlike keerpunt. Wat begin as dwang, word 'n worsteling met skuld, geregtigheid en God se teenwoordigheid. Wat begin as vernedering, word 'n geestelike ontwaking. Die Bybel gee nie vir ons sy innerlike dialoog nie, maar Markus gee vir ons 'n leidraad. Hy noem sy seuns Alexander en Rufus. Die vroeë kerk het hulle geken. Hierdie ontmoeting het vrug gedra. Die lyn van Golgotha het nie gestop by die stadspoorte nie. Dit het 'n huis binne gegaan. Dit het 'n volgende generasie geraak. En geliefdes, ek weet nie van u nie, maar hier is waar die reeks my inhaal. By Judas het ons gesien hoe 'n mens kan wegbeweeg. By Pilatus het ons gesien hoe 'n man kan compromise. Nou, verskoon tog daardie Engelse woord. Die Afrikaans het ek en Jani hierdie week opgesoek en ek het net opgekom op kompromiteer, maar compromise sê dit so lekker vir my. By Pilatus het ons gesien hoe 'n mens kan compromise. By Barabbas het ons gesien hoe 'n mens kan vrykom sonder om eers te volg. Dit breek ons brein. Barabbas, jy's vry, soos wat ons die liedjie gehoor het. En nou vra Simon vir ons, maar wat doen jy na die ruil? Baie van ons sal verkies om net daar te stop by Barabbas. Net vrygelaat, net dankbaar, net veilig. Maar die evangelie los ons nie net daar nie. Christus red ons nie net van iets nie, hy red ons ook vir iets. Hy roep ons nie net uit skuld nie, hy roep ons agter sy seun aan. Dit is die beweging van hierdie reeks. Op pad na die kruis ontmoet ons nie net sonde nie, ons ontmoet roeping. Ons moet Jesus as die middelpunt helder hou. Simon red niemand nie. Simon dra nie sonde nie. Simon absorbeer nie God se toorn nie. Hy loop die lydende dienaar raak en hy stap saam met hom. Die een waarvan ons in Jesaja 53 lees, ontmoet Simon, die ware paaslam. Hy besef hier, of hy sien hier loop die tweede Adam, die een wat kom regmaak wat die eerste arm gebreek het. En Simon loop agter hom aan. Simon dra hout. Jesus dra oordeel. Simon voel gewig. Jesus dra vervloeking. Simon sweet. Jesus bloei. Maar tog laat God 'n mens nog steeds toe om agter sy seun aan te loop in die oomblik en in die uur van verlossing. Nie om by te dra tot versoening nie, maar om regtig waar te leer wat navolging is en wat dit beteken. En nou kom die vraag na ons toe.
Dalk is jy nie Judas nie. Dalk het jy nie openlik verraai nie. Dalk is jy nie 'n Pilatus met politieke mag nie. Dalk voel jy nie soos Barabbas met 'n kriminele rekord nie. Dalk voel jy vanoggend nader aan Simon. 'n gewone mens, 'n werkende mens, 'n ouer, 'n gelowige wat net probeer om sy lewe te leef. En dan kom maar 'n kruis wat jy nie gekies het nie. 'n siekte. 'n diagnose wat alles verander. 'n huwelik wat nie maklik is nie. Finansiële druk wat jou nagte wakker hou. 'n roeping wat meer is as dit waarvoor jy gevra het. 'n kind wat sukkel. 'n ouer wat agteruit gaan. Jy het nie daarvoor geteken nie. Maar Simon ook nie. Maar julle juis hier lê die geheim. As die kruis jou agter Jesus plaas, is dit nie toevallig nie. Die vraag is nie eerste hoekom ek nie. Die vraag is ek in sy skadu? Dit is nie 'n harde wettiese vraag nie. Dit is 'n genadige uitnodiging. Want jy en ek loop nie alleen nie. Die een voor jou het reeds die volle gewig gedra. Hy het nie net hout gedra nie, hy het ook jou en my sonde gedra. Hy het nie net gestruikel nie, hy het oorwin. Gemeente, ons reeks se naam is Op pad na die kruis. Maar onthou, die pad na die kruis is ook die pad na die leë graf. Die lyn wat begin by Judas se verraad, loop deur Pilatus se kompromie, deur Barabbas se ruil, deur Simon se roeping en eindig uiteindelik nie by Golgotha nie. Dit eindig by opstanding. By opstanding. Simon dra die pad, die kruis op pad na die graf. Jesus dra die kruis op pad na oorwinning. En ons mag ons in hierdie lydingstyd nie net mense wees wat sê, dankie dat U my plek ingeneem het nie. Maar mag ons ook mense wees wat hoor, kom agter my aan. Nie perfek nie. Nie selfversekerd nie. Maar getrou. Op pad na die kruis. Op pad na die leë graf. Amen. Here, ons kan onsself nie eers begin om in te dink daardie moment toe Simon op die toneel verskyn het nie. Hoe hy gevoel het, hoe hy uitgeput was, seer. Maar hoe hy nog steeds glad nie eers daaraan gedink het om moed op te gee nie. Want elkeen van ons, wat vanoggend hier sit, was in die hart en in die gedagtes. Help ons, Here, om oop en ontvanklik te wees
wanneer 'n onverwagse roeping oor ons pad kom. 'n Onverwagse roeping in ons alledaagse lewe, in 'n gesprek, in besluitneming, in tye wanneer mense ons nie eens dophou nie, dat ons in daardie elke situasie sal reageer op die roepstem om ons kruis op te tel en agter die aan te kom. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Gemeente, kom ons sluit vanoggend af deur ons slotlied saam te sing, Helder skyn ons lig vir die nasies. Kom ons doen dit staande saam. Ontvang die seën van die Here en gaan leef sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troos van die Heilige Gees met elkeen van ons wees. Amen. Kom ons seën mekaar met die seënlied. Vriende, net voordat ons mekaar seën, het ons net so bietjie nuus wat ons wil deel en ons dink net dat ons spesifiek aan Lucinda dink in hierdie tyd en vir haar ook bid. Ons het nou net nuus gekry dat haar pa oorlede is. So as ons net as gemeente ook net vir haar kan intree in hierdie tyd wat vir haar natuurlik baie moeilik is. Kom ons seën mekaar.